Okay, môre almal. Vir die wat my nie ken nie, ek is Paul. My amazing vrou is daarso, my twee amazing dogters, my seun en een van ons nuwe mense in ons familie, Anne Marco, my pa, my ma Lorette is ook hierso, so dis 'n voorreg vir my om met hulle hierso ook met julle te kan praat. Ek het baie van julle ken ons storie, maar ek het al agtergekom dat baie van julle ken nie regtig die volle storie nie. So vir die wat nie die storie ken nie, ek moet vir julle so 'n bietjie van 'n backstory gee, dat julle net min of meer op dieselfde plek kan wees waar ek is. So in 1992 het ek verlief geraak en hierdie amazing vrou van my het my voete onder my uitgeslaan. Ons albei was in graad 9. Ons het begin uitgaan. In 1996 het ons getrou en so 'n paar jaar later wou ons swanger raak. My vrou se grootste begeerte was nog altyd gewees om klein armpies om haar nek te hê en iemand wat vir haar mamma sê. En vir 2 jaar lank sukkel ons om swanger te raak. Ons het infertiliteitsbehandeling ondergaan, baie geld gekos, maar uiteindelik is Tanya gebore in 2001 en ons is ongelooflik gelukkig gewees. 'n jaar en 'n half later is Marco gebore. In 2006 trek ons van Pretoria af hiernatoe. Ons het nog altyd hier in Natal gebly het, ons het nog altyd die familie eiendom hier gehad. Ons kon bly by my paale. En it's amazing, in 2007 word Mia gebore. En al twee my meisies het nog altyd soutwater in hulle are gehad. Hulle is seemense. Hulle doen alles wat jy kan doen. Tanya het baie gebodyboard, Mia het gesurf, Mia het gedans, sy ballet gedoen, gimnastiek gedoen en uiteindelik ritmiese gimnastiek. Tanya is 'n persoon wat rugby mal is. Sy is nog altyd baie lief vir haar rugby. So in 2018 in Mei toe val ons wêreld heeltemal uit mekaar uit. So toe begin die vers wat ek met julle wil begin mee in ons lewe stadig posvat. En dis Jakobus 1 vers 2 tot 4. Dit sê wanneer julle in allerlei beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer mense geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter eindtyd volhard. Dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees en julle sal niks kort kom nie. Dit is 'n mooi vers. Dit is 'n ware vers. Maar ons het geen idee hoe moeilik hierdie vers sou geword het nie. Tanya het siek geword. Ons was op vakansie gewees. Ons het elke jaar het ons so 1 of 2 keer probeer weggaan as 'n gesin. Ons het probeer om op verskillende plekke die hele land te verken. En ons is op daai stadium is ons net so buite die Kruger Wildtuin, is ons in 'n vakansieoord. En Tanya voel nie lekker nie, sy's moeg. Sy kan nie loop nie, sy word moeg vir enigiets. Ek het nog vir haar gesê, jy moet net oefen, jy is lui. Jy kan nie net so moeg wees en heeldag wil slaap nie. En ons gaan toe daarna na my neef toe. Die tradisie op daai stadium was dat ons na my neef toe gaan. Hy bly in Nelspruit. En dan gaan ons in die bos saam met hulle geniet. En my neef is 'n dokter en ons vra toe hoor hierso, kyk 'n bietjie. En hy doen bloedtoetse. En hy het so lang eetkamertafel daarso in hulle huis. En ons sit daarso, net ek en hy en my vrou en sy vrou. En hy sê toe vir ons, Tanya het eindstadium nierversaking. Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. Weet wat nou? Dadelik begin mens bel, jy begin mense vra vir hulp, vir gebed. Ek en Annetjie die hele aand op die vloer langs die bed spandeer en gebid.
Ons het nie geweet nie, mense het ons gesê, ag, dis niks. Kry 'n nieuwoorplanting, vinnig, en sy gaan weer aan met haar lewe. En ons het 'n bietjie hoop gekry. Ons kom terug Natal toe en vir 3 weke is Tanya in Gateway Hospitaal. Elke dag ry ons van ons huis af. Ons huis is so 60 kilos van hier af, is so 100 kilos van Gateway Hospitaal af, elke dag heen en weer. Mia en Marco op daai stadium is alleen by die huis. My pa kyk na hulle. En ek en Annetjie spandeer die hele dag vir 3 weke lank in daai hospitaal en ons doen elke liewe toets wat daar gedoen kan word. Sy sien spesialiste wat ek nog nooit van gehoor het nie. Sy kry 'n port, sy kry dialyse. Goed wat ek nog nooit van gehoor het, van geweet het. Niks nog nooit ervaar het nie. Ewe skielik kom al die mediese terme op, bloedtoetse. En ons kry net nie die oorsaak nie. Ons weet nie wat is dit wat hierdie hele situasie veroorsaak het nie. Daarna gaan Tanya vir soveel toetse. Sy was basies 'n guinea pig gewees op daai stadium. Die dokters het geen idee gehad wat fout met haar nie. My vrou het altyd in haar agterkop geweet dat hier is meer as net die nierversaking. Hier is een of ander oorsaak wat in alle waarskynlikheid metabolies of geneties is. Die spesialist wat ons op daai stadium wat vir Tanya behandel het, was nie die naaste van mense gewees nie. Sy manier om met pasiënte te werk laat veel te wense. Maar tog het God hom nog steeds gebruik en deur hom het ons by 'n amazing vrou uitgekom wat op die einde van die dag niks met Tanya se toestand te doen het nie, maar wat gehelp het om tot by die diagnose te kom. Ek wil nie die hele storie deurgaan nie, maar dit het ons omtrent 2 jaar gevat om Tanya te diagnoseer. Dit is 'n genetiese toestand wat sy het. Toestand se naam is nephronoptosis. Die meeste dokters weet nie eers van die toestand nie en min van hulle kan dit uitspreek. Dit is 'n ongelooflike raar siekte. Maar dit was nie die einde nie. So toe Tanya gediagnoseer is, het ons geweet ons moet verder toets. Ons het gesukkel want die meeste van die dokters, die genetikuste wou nie. Hulle het gesê nee, wat is die doel daarmee? Daar's niks wat jy omtrent kan doen nie, so hoekom wil jy verder toets? Maar ons het verder getoets en ons het agtergekom dat ek en Annetjie is albei draers. Marco is ook 'n draer. Maar Mia het die toestand. Sy het al twee die stukkende gene gekry van my en van Annetjie af. En nephronoptosis of NPHP het verskillende tipes van hulle. Ons meisies is NPHP 3, die tipe 3, een wat hulle het. Dit affekteer hoofsaaklik hulle niere en hulle lewer. En wat uiteindelik gebeur is die niere gaan heeltemal tot niet. Dit gaan stadig agteruit tot op 'n punt waar dit nie meer funksioneer nie. Toe ons Tanya gediagnoseer het, was haar nierfunksie op 4% gewees. En haar niere het net nooit weer reggekom nie. Daar was geen manier nie, daarso is littekenweefsel wat vorm op die niere. En daai littekenweefsel is dood, wat beteken dit kan nooit weer regkom nie. Dieselfde gebeur in die lewer, dat daar skade in die lewer kom, maar omdat die lewer regenereer, vat dit bietjie langer vir die lewer om op die einde van die dag sy ondergang ook te kry. Op hierdie stadium, al twee meisies se lewers lyk baie sleg. As mense nie van beter geweet het, sou mense gedink het dat hulle drink baie. Maar ons weet van beter. Hulle lewers lyk baie sleg, maar dit is nog oké genoeg op hierdie stadium vir hulle om aan te gaan. Maar altyd van hulle se niere het heeltemal opgepak. Ons was gelukkig gewees
vir my om 'n skenker te kon wees vir Tanya. So ek het my nier vir Tanya geskenk in 2001. Dit was ook 'n groot storie op sy eie gewees. En as enigiemand wil weet daarvan, ek sal vir julle daarvan vertel op 'n ander dag, want dit is 'n groot storie op sy eie. En van 2001 af loop Tanya met my nier rond. Wat hulle gesê het is vir wanneer jy 'n nieroorplanting kry, is om jou nier 'n naam te gee sodat daai nier deel kan word van jou liggaam. Tanya het haar nier Joey genoem. So as jy sien of hoor van Joey, dit is my nier uit en my dogter is se naam. Sy het Joey gekies want soos 'n klein kangaroo binne in 'n ma se sakkie is, en dis klein kangaroo is 'n Joey, dit is waar Joey vandaan kom. So Joey gaan goed aan, tot en met nou toe nog. Joey het al 'n paar kere 'n bietjie gesukkel, maar Joey gaan sterk aan. Verlede jaar het Mia se nierfunksie verskriklik vinnig begin val. En ons het toe gesê, okay, wel, gelukkig het ons hierdie storie dopgehou van 'n lang tydperk af. En ons maak toe reëlings om te kyk of Annetjie 'n geskikte skenker is. Hy was. En ons kon toe die nieroorplanting doen voordat Mia op dialyse hoef te gaan. So verlede jaar Mei het Mia hare gekry en haar se naam is Bean. Want dit lyk soos 'n bean. Ek weet nie Bean. So ja, so Bean sukkel baie op die oomblik. Mia het in die begin van die jaar sy gediagnoseer met 'n virus, wat 'n normale verkoue virus maar eintlik is, wat in jou niere en jou blaas gaan lê, en wat baie gevaarlik is vir mense wat nieroorplantings gekry het. En net om vir die van julle wat nie weet het te verduidelik, wanneer jy 'n nieroorplanting kry of enige orgaan, moet jy op immuunonderdrukkers wees, want jou liggaam gaan vir die res van jou lewe daai orgaan probeer verwerp, want dit is nie deel van die liggaam nie. Dit is 'n foreign object, dit is nie van jou eie liggaam nie. Maar die groot ding wat ek met julle wil deel is, en dit kom maar net uit die feit dat ek al met baie mense gepraat het, baie mense met ons gepraat, baie mense sê vir ons baie mooi goed, en dis nie maklik nie, en ek wil niemand vandag beledig nie, ek wil niemand laat sleg voel nie, dit is glad nie my doel nie. Maar dit is duidelik dat mense weet nie. Daar is geen medikasie, geen behandeling, geen druppels, geen dieet, geen alternatiewe behandeling, geen wat ook al jy wil aan dink, of al van gehoor het, of al van gelees het. Daar is niks wat my meisie se toestand kan omkeer nie. My vrou het dit baie goed gestel. Sy het gesê, weet, as iemand vir ons kan sê, hulle het die kuur gekry vir Down-syndroom, kom gesels met ons. Want dit is maar essentially dieselfde ding. Dit is 'n genetiese afwyking. Daar is niks wat jy kan doen om dit om te keer nie, daar is niks wat jy kan doen om dit te stop nie. Die voordeel is, wanneer die oorgeplante nier is, want baie mense vra dit, die oorgeplante nier het nie daai geen nie. So, daai nier sal okay wees. Dit gaan nie dieselfde pad stap as wat die ander niere gestap het nie. En ons kyk in alle waarskynlikheid na leweroorplantings vir al twee meisies in die toekoms. Buiten dit is daar ander goeters wat problematies is, want omdat hulle immuniteit onderdruk word, soos met Mia, het sy hierdie virus gekry, en hierdie virus, omdat haar immuniteit nie daar is wat dit moet wees nie, is hierdie virus besig om haar mok te maak. Dit val haar liggaam aan en dit val vir Bean aan. En Bean se funksie staan, sodat ons hier staan, wel, ons het verlede week bloedtoetse gedoen, 14%. Mia gaan vanmiddag weer hospitaal toe vir 2 weke. Dis nie 'n lekker tyd nie, dis nooit 'n lekker tyd nie, niemand geniet dit om daar te wees nie. Ek en my vrou word van mekaar af geskei vir daai 2 weke. Sy bly gelukkig, vir ons het ons 'n vriendin wat baie naby die hospitaal bly, sy bly by haar, sodat sy elke dag by Mia kan wees. My vrou is gelukkig ook om van die hospitaalbed af, van die hospitaalkamer af te kan werk. Maar dit is 'n moeilike situasie.
Tanya het 'n biopsie wat vir haar voorlê. Sy het ook 'n virus opgetel wat baie moontlik vir haar kanker kan gee. En daar is selle opgetel met die vorige toetse wat hulle gedoen het en hulle wil nou 'n biopsie doen om te kyk hoe ernstig is hierdie. So daar's altyd iets en ons weet nooit wat lê vir ons om die draai nie. En so baie mense het al vir ons gesê, hoe doen julle dit? En die antwoord is eintlik maar baie eenvoudig. Jy kan enigiemand vra wat deur 'n moeilike tyd gaan of deur 'n traumatiese tyd gaan. Hoe jy daar deurgaan is as jy staan op en jy gaan aan. Ons het nie 'n keuse nie. Ek kan nie gaan lê nie. My dogters kan nie gaan lê nie. My vrou kan nie gaan lê nie. My seun kan nie gaan lê nie. Ons moet hierdeur. Ons moet elke dag moet jy aanpak en jy moet daar deurgaan. En ons weet nie wat aan die einde van die dag gaan gebeur nie. Ons weet nie wat môre vir ons voorlê nie. En met dit het verdere vrae obviously al opgekom. Ek onthou met nuwe jaar het ons maak altyd 'n bonfire daar by ons waar ons bly op die strand en ons sit en kuier om die bonfire gedurende nuwe jaar. En een van die mans en vrouens, man en vrou wat ons al lank ken ook. Die man gesels met my en hy sê vir my, hoor hierso. Hoe doen jy dit? Hoe bly jy getrou aan God? Hoe bly jy vashou aan God? Want ek het 'n probleem met jou God. Hy is 'n Christen, maar nie iemand wat regtig sy Christendom uitleef nie. So hy kyk maar van buite af meer. Sy vrou is 'n ateïs, sy glo glad nie. Maar sy respekteer in wat sy sien in ons. En ek het al baie met Evan ook hieroor gepraat. Om die waarheid te sê, dat is al gesê, ek het die merk van die bees op my. Is maar net 'n grap, is dit nou nie 'n ernstige storie nie, dit kom maar net uit die feit dat vir my persoonlik is Johannes 6 vers 66 tot 69 is vir my 'n baie belangrike vers waarmee ek leef. Want vir my om te sê ek moet van God af wegdraai is net iets wat net nie 'n opsie is nie, want waarheen gaan ek? As ek van God af wegdraai, waarheen gaan ek? Ek het nêrens heen om te gaan nie. En soos Johannes 6 vers 66, ek gaan saam met julle lees hierso. Julle weet waaroor dit gegaan tot op daai punt wat Jesus met baie van die ander disippels, wat hy nie die 12 nie, maar die ander disippels wat hom ook op daai stadium gevolg het mee gepraat het en baie harde dinge gesê. En het gekom tot op hierdie punt en hieroor het baie van Jesus se disippels teruggegaan na hulle vroeë lewe en nie meer saam met hom die pad geloop nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons weggaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Ons is daarvan oortuig en weet dat U die Heilige van God is. En ek hou ook daarvan om te dink dat dit is nie net dat God die woorde het wat lewe gee nie, maar dat God het die woorde wat waarheid is. En al wat ek kan doen is om daarin vas te hou. Al wat ons as 'n gesin kan doen is om daarin vas te hou. Want ons raak moeg. Daar is tye wat ek regtig waar voel ek hou nie baie van God op hierdie stadium nie. Ek raak kwaad. Ek gaan nie vir julle sê ek doen nie. Ek word kwaad vir God. Maar gelukkig weet ek God is groter as dit. Ek het al vir Evelyn ook gesê, ek het al op tye gevoel, ek gaan net onder by God se voete sit. Ek gaan nie met hom praat nie, want ek het niks wat ek vir hom wil sê nie. Maar ek gaan nie weggaan nie, want hy moet vir my kyk, hy moet sien ek is hier. En dit is waarskynlik maar soos 'n klein kind wat ek optree daarso. Maar vir my die hoofding is dat ek kan nie weggaan van God af nie. Want ek voel as ons weg gaan draai van God af, is ek heeltemal blootgestel. Dan het ek niks om aan my vas te hou nie. My gesin, ek moet vir julle sê, ons het die amazingste mense in ons lewens, maar in ons gesin self, my vrou is amazing. Sy is die gom wat ons met mekaar hou.
My seun was vir die langste tyd op sy eie. Hy is eenkant gestoot gewees. Ons het so baie tyd gegee, aandag aan die meisies gegee, dat mense al vergeet van hom. Maar hy staan op, hy doen dinge in die huis, hy gaan aan met sy lewe, hy werk op sy eie, en hy probeer wat hy kan om by te dra. Vanoggend sukkel ek om te slaap, en dit gebeur nie baie dat ek sukkel om te slaap nie, maar ek lê en dink, en dit kom by my op dat liefde kom altyd met 'n prys. My en my vrou se liefde het gekom met 'n prys, toe ons gesukkel het om swanger te raak, toe ons kinders gekry het en ons meisies het siek geword. Dit is as gevolg van ons liefde wat daai twee daar sit. En dit is as gevolg van ons gene wat ons nie van geweet het nie, wat nie lekker was nie, wat hulle twee siek is. Dit is nie God wat hulle siek gemaak het nie. En dit is moeilik, want ons weet God kan hulle gesond maak. Maar wat as God kies om hulle nie gesond te maak nie? Want so baie mense gaan net vir ons sê, ek bid vir julle en ek glo jou dogters gaan gesond word. En dit is nie dat daai mense nie opreg is nie. Dit is nie dat ek en my vrou en my dogters dit nie ook glo nie. Maar ons is al 7 jaar op hierdie pad en hulle is nog nie gesond nie, hulle word net seker om die waarheid te sê. En tensy God nie intree nie, gaan hulle siek bly vir die res van hulle lewens. Hulle gaan met hierdie siekte doodgaan. Die nefroloog wat Tanya behandel het in Johannesburg het vir ons eendag gesê, ons moet besef dat haar lewe en ultimately Mia se lewe ook gaan 'n lewe wees tussen dialyse en oorplanting. Dit is hulle lewens. En soos ek gesê, daar's niks mediese sorg wat hulle gaan gesond maak nie. Die oorplanting, die nuwe oorplanting wat hulle gekry het, is nie 'n kuur nie. Dit is net optimal behandeling. Dit is die beste behandeling wat hulle kan kry. Maar dit is nie 'n manier wat hulle kan normaal leef nie. Hulle drink handevol pille 2 keer 'n dag. Op dieselfde tyd, 9:00 die oggend vir Mia en ek dink is 8:30 vir Tanya. Oggend en aand wat hulle pille moet drink. Daai pille het neeweffekte. Julle kan 'n bietjie dop hou, veral vir Tanya sê dit baie meer sien, maar selfs en Mia ook. Hulle bewe, weet, my dogter se hande maak heeltyd so. Dit is die pille wat dit doen. Maar sonder daai pille gaan sy haar nier verloor. En dan is ons terug op dialyse. En daar's niks wat ons kan doen om dit te verander nie. Daar's niks wat ek kan doen om haar lewer terug te vat nie. Ons was by 'n homeopaat gewees. En selfs die homeopaat het vir ons gesê, hoor hierso, daar's niks wat ek vir julle kan doen nie. Ek kan vir julle pille gee wat ons 'n klomp geld gekos het vir niks. Maar en ek sê nie homeopate is sleg nie, hulle het hulle plek, maar ongelukkig in hierdie situasie, dit werk nie. Daar is niks wat hulle kan doen om ons dogters gesond te maak nie. Daar's niks wat hulle kan doen om hulle nierfunksie te verbeter nie. Ons kan nie hulle immuniteit verbeter nie, want hulle immuniteit moet juist onderdruk word. En dit is baie keer wat mense dit nie noodwendig verstaan nie, en ek verstaan dat mense dit nie gaan verstaan nie. Ons het vir jare in die situasie dit nie eers verstaan nie. Die punt wat ek wil maak is, net God kan my dogters genees. Net God, niemand anders nie. Maar vir my die hoofding is, selfs as God besluit om dit nie te doen nie, dan is dit okay. Dit is nie lekker nie, maar dit is okay, want God gebruik ons kinders. God gebruik ons as gesin om ander mense se lewens aan te raak. God gebruik hierdie moeilike tye waardeur ons gaan om ons as gesin nader mekaar te trek. En dit beteken ongelooflik baie vir ons. Ek wil 'n tweede vers met julle deel. Uit Jakobus uit. Of 'n tweede gedeelte. En weer eens, ek wil hê julle moet hoor wat ek vir julle sê. Ek gaan probeer om dit so mooi as moontlik te stel. Ek bedoel niks leliks hierso nie. Maar laat ek eers die gedeelte vir julle lees en dan vat ons dit verder van daar af. So wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So geloof kan jy nie verlos nie. Sê nou jy sien 'n Christen broer of suster
wat kos en klere nodig het, en jy sê, ek hoop dit gaan goed met jou, sorg dat jy warm aantrek en genoeg eet, maar jy gee nie vir daardie persoon kos of klere nie, wat help dit dan? Dit is duidelik, om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Nou hierdie wat ek julle wil deel is, wanneer mense bid vir ons, en ek dink baie keer, met die beste van intensies bid mense, of sê mense hulle bid vir ons, want hulle weet nie wat anders om te doen nie, en ek verstaan dit. Het is moeilik om na 'n persoon soos ons te kom en te sê, ek gaan die een of die ander vir julle doen, as jy nie noodwendig weet wat dit is wat ons nodig het. En dit is okay. Julle hoef nie altyd vir ons iets te doen nie. Een van die beste dinge wat 'n mens wat nie weet om te doen vir ons kan doen nie, is net, kom gee net my vrou 'n drukkie. Kom gee net my vrou 'n drukkie. Gee my dogter se druk. Vat ons uit vir koffie as julle wil. Gesels net. Julle gaan nie ons probleme oplos nie. Julle gaan nie kan nie. Niemand kan nie, net God kan. Ons kan dit selfs nie oplos nie. Maar ons het baie keer behoeftes, soos enige ander persoon. En daar is maniere om dit te doen. Ons het al mense gehad wat, toe Tanya met haar dialyse begin het hulle vir ons 'n huis in Brite beskikbaar gestel. Ons het vir 8 maande in die huis gebly verniet. En dit was ongelooflik amazing vir ons gewees in die sin dat ons nie so ver het gery het vir dialyse nie, want Tanya moes 3 keer 'n week dialyse gedoen het. Dit is 4 ure op 'n slag. En vir daai tydperk kon ons net die paar kilometer van Brite tot by Albertine se dialyse eenheid toe gaan. Dit is 'n groot ding wat vir ons gedoen was. Maar daar was kleiner goed wat mense al vir ons gedoen het. Ons het al mense gehad wat net vir ons gesê het, wel, kom eet saam met ons. Of ek vat julle uit vir ete, of ek vat julle uit vir koffie. Daar was 'n vrou wat nou die dag na Mia toe gery het, al die pad van Sinkwasi af, net om haar voete te gaan vryf met olie. En dit is sulke klein goedjies wat nogal baie tel. Weet, Mia gaan nou vir 2 weke in die hospitaal wees. As enige van julle in daai omgewing is geen julle moet uitreis en toe spesiaal nie, maar as julle daar in 'n omgewing is, sy is by St. Augustine's Hospitaal en julle wil inval en net hallo sê, doen dit. Sulke goed beteken baie. Dit voel baie keer vir my, as mens net sê hulle bid vir ons is, omdat hulle nie regtig weet wat om te doen nie. Want weer eens, het kom op die punt vir my dat gebed op sy eie is amazing. Maar net om te bid vir my dogter se genesing, is nie noodwendig dit wat God in gedagte het nie. Definitief nie tot op hierdie stadium nie. Maar wat ons wel nodig het is krag. Ek het krag nodig, my vrou het krag nodig, my dogters het krag nodig, my seun het krag nodig, my pa het krag nodig. Dit is nie maklik om hierdie pad te stap nie. En ek weet ons is nie die enigstes nie. Daar is baie mense, selfs hier in die kerk, wat hulle eie moeilike situasies het. En my doel of my hoop is dat wanneer julle met ander mense te doen het, nie met ons nie, is om anders te kyk na hoe jy so 'n persoon of so 'n gesin kan help. Nou, ek het met Evelyn gepraat. Ons het by Franco Marina gekuier. En julle almal weet van Franco Marina en van Anay. Mia en Anay het basies saam groot geword. En met alles wat gebeur het, Tanya en Mia en Anay is nog altyd van kleintyd af baie naby mekaar. En ons meisies was in 'n posisie gewees om van Anay baie te help met goeders wat ander mense nie kon nie, want hulle is in soortgelyke situasies van hospitaalbeddens, operasies en onsekerheid vir die toekoms. Maar ons is by hulle gewees so rukkie terug en ons het 'n fliek gekyk, The Forge. Van julle het dalk miskien die fliek al gekyk. Ek het net op daai stadium het dit vir my by my opgekom al voor die fliek dat wanneer mens deur 'n moeilike situasie gaan, het jy 'n gewig wat jy kry, wat jy dra. En daai gewig, hoe langer jy dit dra, hoe swaarder word dit.
En die fliek het vir my 'n baie mooi manier gekry om dit uit te beeld. En ek gaan dit gebruik. Daai fliek vir my aan die een kant net om te noem, is 'n baie mooi fliek, maar dit is 'n baie happily ever after tipe fliek wat meeste van ons nie regtig ervaar nie. My meisies het nie happily ever after op hierdie stadium nie. Hulle het 'n moeilike lewe wat vir hulle voorlê. Daar is goeie goed wat gebeur in dit, verseker. Ek gaan dit nie ontken nie. En ons is dankbaar vir God vir dit. So ek gaan vra net om vir julle te wys om uit te beeld of ek so 4 mense kan kry, jongmans, meisies wat kan vorentoe kom. As jy nie vorentoe kom nie, gaan ek julle maar een vir een met uitwys. Ja, ek dink ek gaan so moet. So jy vir my voorkom, ek weet wat jou naam is hier. Ja, daar sê, dankie. En wie gaan ek nou nog moet kry, as jy niemand anders te wil kom nie. Kom. En dan Shamaine daar langs, ja. Laat jy sien hoe kom, Shamaine. En kom jy op af my. Ja. Sy. Nee. Agter haar sy. Ja, ek wil hê jy moet daai swaard vir my vat. Hou met jou een arm uit. Reguit. Hou my so uit. Daar sy. Dan julle almal weet dat die swaard in die Bybel, die woord van God is 'n swaard. Nou gedurende ons pad wat ons gestap het, is al baie kere sekere verse wat opkom by ons. Verse wat jy al gelees het in jou lewe, verse waarmee jy al te doen gehad het, verse wat jy byleer, verse wat opnuut uitkom. En hierdie verse is verse wat ons mag gebruik, weet, om ons moeilike situasies te face. En as ons sien dat hierdie swaard is al oud. Met my pa het hom in Spanje gekry, hele paar jaar terug. En ja, hy lyk soos 'n ou vertaling Bybel al in hierdie stadium. So 'n bietjie krappe en stikkende plekke op hom. Maar ja, dit is my voorstelling wat ek wil gebruik. En soos wat hy die swaard uithaal, jy kan sien sy arm begin nou 'n bietjie bewe. Hy begin swaar raak, né? Nou die gewig wat ons het as 'n gesin, wat ons dra met ons meisie se toestand is ook. Of wyse. Nou, sê net vir hom, hy moet daai swaard, hy kan dit doen. Hy kan daai swaard mooi uithou. Help dit. Ja, dis hoe dit baie keer vir ons voel, en sonder om lelik te wees, maar dis baie keer hoe dit voel vir ons as mense vir ons sê, hoorie so, ek bid vir julle, dinge gaan goed gaan. En dis amazing, met mense wat ondersteuning nodig, maar daai swaard word swaarder. Dit help nie regtig vir daai gewig nie. Maar hier kom hy, sit jou aan daar onder hom. Sy. En hy kom drink 'n bietjie koffie saam met ons, of hy vat ons uit vir koffie. Dis aan die ander kant vir my gaan staan. Ek is oor daar in die voorpunt gaan. En jy gaan elkeen in die swaard vat. Sy. En nou sy sommer ligter, né? So julle klomp sal nou hierdie swaard kan dra vir 'n lang ruk. En dis miskien 'n baie corny manier om dit uit te beeld. Maar dit is wat ondersteuning op verskillende maniere van ander mense, vir mense wat in moeilike situasies is, doen. Julle help ons om ons swaard uit te kan hou en te kan aanhou beklei. Want ons raak moeg. Ons raak regtig moeg. Dankie julle ouens, julle kan maar neersit hoor. Ek wil net 'n laaste ding met julle deel. En dit kom uit 1 Korintiërs 15 vers 19 uit. En dit is spesifiek as gevolg van die feit dat so baie mense sê, ek glo in 'n wonderwerk. Sê dat ek nie in wonderwerke glo nie. Dis net vir my, wat as God nie daai wonderwerk gaan laat gebeur in my meisie se lewens nie. Tot nou toe het hy nie, en die kans is daar dat hy nooit gaan nie. Is ons net
Gelukkig is ons net gelowig as God goed is, as God doen wat ons vra. Die waarheid is, ons meisies is siek. Die waarheid is, dat ons meisies gaan siek bly en sieker word en nog baie moeilike situasies moet ervaar en ons saam met hulle. Maar in dit alles is God goed en in dit alles vertrou ons op God, want God het die lewe van die woorde van waarheid. God het die woorde wat lewe gee. En vir my is dit 1 Korintiërs 15 vers 19, as egter op niks meer sou kan hoop, as dat Christus 'n verskil sal kan maak in ons huidige lewe nie, sou ons definitief die bejammeringswaardigste mense onder die son wees. Jesus is nie bedoel vir gesondheid in hierdie lewe, vir almal, vir rykdom vir almal in hierdie lewe, vir al die wat in Jesus glo en wat hom aanbid en wat Jesus aangeneem het nie. Sukses gaan nie saam met elke Christen nie. Ons is nie in 'n Hollywood movie nie. Die meeste van ons kry swaar. Die meeste van ons gaan met swaar kry dood. Hierdie lewe is nie waaroor dit gaan nie, dit is die lewe hierna. Maar ons het krag nodig. En al wat ek van julle wil vra vandag is, kyk na die mense rondom jou wat hulp nodig het, wat krag nodig het. Geef hulle daai krag. Onthou, geloof verg dade. Liefde verg opoffering. Ek wil net 'n laaste ding met julle deel. En dit was vir my een van die amazingste voorregte gewees. En ek het besef hoe groot voorreg dit was, is om Jesus se kruisdood op 'n baie klein manier te kon ervaar. En ek maak geensins lig aan Jesus se dood nie. Maar vir my en my vrou, om te kon suffer vir ons dogters, want glo my, 'n manier te skenk vir iemand is nie lekker nie, dis seer. Dit is baie seer. En om daai pyn te kon ervaar, om te weet ek kan my dogter 'n beter kans op lewe gee, vir my vrou om vir Mia 'n beter kans op lewe te gee. Dis 'n voorreg. En dit gee my net daai klein bietjie met 'n beter manier om te verstaan hoekom Jesus gedoen het, hoekom Jesus het opgeoffer het, sy lewe gegee het vir ons. Ons kon dieselfde doen op 'n klein manier vir ons dogters. Maar asseblief, ons het almal se ondersteuning nodig. Almal wat hier sit het mekaar se ondersteuning nodig. En dis hoekom dit vir my so amazing is. Ek voel kerk is gegee deur God vir ons, vir mekaar. Kerk is nie hierso om jou salvation te wees nie. Jy word nie gered as gevolg van die feit dat jy kerk toe gaan nie. Ons is hier om mekaar te ondersteun en mekaar op te lig. Dankie dat julle geluister het na my. En ek hoop, ja, dankie Evelyn. Ja, daar is 'n liedjie wat ek met julle wil deel. Hierdie liedjie is vir my waarskynlik een van die akkuraatste liedjies en ook as gevolg van die feit dat die groep wat dit sing, die hoofsanger wat dit sing, en van julle het al seker sy storie gehoor, kom ook uit 'n plek van pyn uit. Sy seun is self siek. Die liedjie se naam is Even If, en dit is maar net basies, selfs as God ons nie gaan red uit die vuur uit nie, gaan ons nog steeds op in hom glo. Al wat ons vra vir God is vir krag om nog steeds te kan sing, It is well with my soul. So ek hoop julle geniet hierdie liedjie. Luister na die woorde, en as die woorde in julle harte gaan lê. Dankie. Nel gesin asseblief vir my vorentoe kom. Almal vir julle, oom Rolf ook asseblief. Oom Rolf, waar is oom Rolf? Dankie julle, staan hier soos voor vir my asseblief. Ja, tuurlik maar Loret. Maar Tannie Loret, natuurlik, kom asseblief. Staan hier voor Jaco, Susan. Waar is Jaco, Susan? Asseblief maar staan julle twee voor vir my. Waar is jy? Ja. The family. Dankie julle. Ek het gevra vir julle, hoe weet jy kan God vertrou? Hoe weet jy God praat die waarheid? My vraag is, hoe weet God hy kan jou vertrou?
Dit is maklik om te sê, hoe kan ek die Here vertrou? Waar is die Here as ek hom nodig het? Ek gaan julle 'n vraagie vra. Hoe weet die Here hy kan jou vertrou? As jy vir jou 'n las gee om te dra, sodat jy kan skyn, soos Paulus sê, ek is 'n skouspel vir die wêreld en die wêreld kyk na my. Ek is soos 'n skouspel tentoongestel vir almal om te spot en te lag. En te midde daarvan verheerlik hy die Here so ver soos hy leef. Kan die Here jou vertrou? En so as die Here vir jou 'n las gee en 'n swaard gee om te dra, moenie so vinnig opgee nie. Moenie so vinnig blameer nie. En onthou net een ding. Kan die Here jou vertrou om iemand se swaard ligter te maak? Is jy waar? Kan jy die waarheid praat en sê, ek is 'n draer van die Here se lig? Kom ons bid vir hulle. En soos Paul gesê het, hierdie gaan nie oor die Nel gesin nie. Die Nel gesin is 'n voorbeeld van wat tussen ons aangaan. Die Nel gesin is net 'n voorbeeld van wat in jou wêreld en in jou werksplek aangaan. Versigtig hoe jy met mense werk, jy weet nooit waardeur hulle gaan nie. Hoe weet die Here hy kan jou vertrou? So kom ons bid vir die Nel gesin, spesiaal vir Mia. Mia het nou net 18 geword. En vir haar 18de verjaarsdag het hulle bloed getrek en haar ingeboek vir 'n hospitaalhotel vir 2 weke. Dis 'n wonderlike 18de verjaarsdag. En dis great. So ons gaan vir hulle bid want hulle is vir ons 'n voorbeeld van God se waarheid. En kan God ons vertrou met sy waarheid? So steek julle, staan op julle voete asseblief, almal staan regop. En steek julle hande uit as jy gemaklik voel daarmee. Voel die swaard in jou arm soos jy hom vorentoe steek en kom ons bid vir die Here se goedheid in ons lewens. Vader, ons sê vir U baie dankie dat die hoof van hierdie huisgesin of die onderhoof na hom Rolf ten minste, maar dat Paul vorentoe gekom het en met ons as 'n gemeente kom praat het oor my God is waar. En ons kan hom vertrou want hy is die waarheid. Te midde van die waarheid wat ons in die gesig staan, weet ek my God is waar. En Here, dankie dat hy uit sy ervaring uit met ons kon praat en dat ons dit kon vashou en kon formuleer in ons eie lewens en dit vir ons hoop kon gee om te bly staan. Maar meer is dit, dat dit ons van ons voete sal optel om na mense toe te stap wat met 'n swaar swaard in hulle hand staan en hulle sal bystaan en dat dit ons waarheid sal wees, dat jy ons kan vertrou, dat ons as 'n gemeente daar sal wees vir mekaar. Wanneer mense geslaan word met golf na golf na golf, dat ons waar sal wees in ons eie wese en daar sal wees vir mekaar. Here, help ons, vergewe ons want ons is nie. Ons is nie. En so daarom Gees van God, maak ons meer soos U lyk. Maak ons waar. En Here, so wat ons vra voor is wat Paul gesê het, is Here verkrag. Ons vra dat U hierdie familie sal omring met sterk vriende, met mense wat daar sal wees vir hulle, mense wat 'n swaard vir hulle sal dra, mense wat in onverwagte tye by Mia en Tanya 'n oproep en 'n SMS en net sal opdaag en sê, hey, ek's lief vir jou, ek's daar vir jou, en ons bid vir jou. Want Here, U het dit tog nooit weggedraai van gebed af nie. En so mag ons koffie drink, mag ons lief wees vir mekaar, en mag ons bid vir mekaar. En as 'n gemeente op hierdie oomblik, omdat ons daar wil wees vir hulle, wil ons gebed na U toelig, en wil ons vir U sê, versterk die familie. Maak hulle sterk met 'n krag wat na mekaar toe draai, en hulle krag in mekaar vind. Dat hierdie dogters sal sê, dankie Here vir die ma en pa en ouma en oupa wat ek het. Dankie dat ek na hulle toe kan draai en my krag vind in hulle. Dankie dat jy my 'n familie gegee het wat my reg ophou wanneer ander jong mense se families hulle in die skande steek. Maak my familie my trots. Dankie Here dat my swaard reg opgehou word deur 'n ouma en 'n oupa. Deur iemand wat my liefhet. Dankie vir swaarddraers in my lewe. En Here, mag hulle krag vind in mekaar. Krag vind deur 'n Jaco en 'n Susan en mense wat net daar staan om hulle lief te hê. Maar as 'n gemeente, Here, al doen ons dit van ver af. Hier's wat ons bly vra. Genees hulle. Genees hulle op 'n wonderbaarlike manier waar U die eer kry. As wat Paul gesê het, die waarheid is. As wat Paul gesê het, waarheid is.
Niemand anders kan iets vir hulle bring wat 'n verskil sal maak aan hulle realiteit nie. Dan Here, dan bring ons gebed. Dan bid ons vir hulle. Genees hulle. Maar al kies U om dit nie te doen nie. So Sadrag, Mesach en Abednego gesê het toe hulle voor hulle vuur staan, my God sal my hier uitred, maar al doen hy dit nie, ons buig nie, want my God is waar. En ons sê vir U dankie daarvoor. So kom en word verheerlik. Kom en word verheerlik deur hierdie gemeente, en wie ons in hierdie week ontmoet, mag ons daar wees vir mekaar. En mag daai waarheid, daai emet vir ons 'n ware amen gee aan die einde van ons gebed. Dat ons nie net bid nie, maar ons doen ook iets. En dis ons waarheid. U het iets kom doen, nie net iets kom sê nie. Dis ons waarheid. En daarvoor sê ons vir U dankie, en eer ons U, en loof ons U. Vou my toe hierdie 2 weke, Here, met 'n liefde. Mag die tyd verbygaan, en sy terugkom by die huis. En ons loof U. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie Nel gesin. Baie lief vir julle. Dankie dat julle voor ons leef en dat ons julle storie kan sien en dat ons uit julle uit kan groei en 'n verskil gaan maak waar ons is. Julle moet julle week so geniet. Dankie vir die extended vir die lang diens. Dankie dat julle dit in julle harte opvat. Vat dit hier uit, gaan geniet julle week en gaan wees lief vir mense daar buite wat julle liefde nodig het. Amen. Dankie.